Watter stem is jy? En volgende week praat oor 4 verskillende stemme wat uitgeroep het en geskree het gedurende hierdie tyd. En sekere mentaliteit wat daar is onder ons as Christene. Partykeer het ons almal, daar is teendeel een van elkeen van hierdie 4 onder ons. En die lekker ding is dat as jy in verkeerde kant val deur God se genade, kan ons 'n ander keuse maak van volgende af. Jy kan 'n besluit maak dat Goeie Vrydag vir jou hierdie teken van hoop, hierdie kruis van hoop, die vloek wat Christus geword het vir my en jou, sodat ons die geseëndes kan wees. Ons stem kan verander volgende. So ek wil begin nou by volgende. So as jy een van hierdie goed hoor en dit raak rof en jy begin sulke styftrekkings kry, dan kan jy een ding verseker weet dat jy kan jou stem verander. Jy kan dit verander. Soos nommer 1, wil ek met jou praat. Is jy die een wat spot? Nou, ek kan nie daar lees nie, ek gaan met my Markus 15 vers 18, kan dit gaan opsit. Soos hier spot hulle hom deur om te sê, hulle begin hom te begroet. Wees gegroet, koning van die Jode. En weet jy wat is die funny ding? Baie keer noem ons hom koning van die Jode. Al verskil tussen hierdie mense is, hulle het hom genoem koning van die Jode, maar hulle het nie regtig geglo hy is die koning van die Jode nie. En hulle leefwyse het nie gewys dat hy die koning van die Jode is nie. Hulle het gesê hy is die koning van die Jode, in 'n spotvorm, want hulle lewe het hulle nie geglo hy is die koning van die Jode nie. Hulle het nie geglo hy is die een in die antwoord nie. En net so het hulle lewe nie gewys dat hy is die antwoord nie. Maak dit sin nou as ek dit begin trek en sê ons kan daai persoon wees? Dis net ons op fisies bespot en soos op die kruis nie. Maar partykeer kan ons leefwyse vinnig in 'n plek kom waar ons op 'n plek is waar ons sê hy is Jesus, maar ons vertrou hom nie en ons lewe wys nie dat hy Jesus is nie. Dit gebeur so maklik. Dit gebeur so maklik. Die ander kant is ook die waarheid dat baie mense net saam gepraat het en glad eers geglo het in hom nie. Die ding is, jy moet verstaan dat 'n week terug het baie van hierdie mense wat hom bespot het gesê hy is die koning van die Jode tot hy nie gedoen het wat hulle wil hê hy moet doen nie. Baie van die mense het geglo hy's die antwoord. Dis Palm Sondag. Hulle gooi takke voor hom. 'n week later dieselfde mense skree kruisig hom. Dieselfde mense. Hoe maklik kan ons een week glo in God, en ek het dit gesien nou in die kerk. Jesus my maar die mense hulle is amper op cloud 9, hulle sweef amper as hulle so in die kerk kom. 'n week later dan sê nee, ek glo nie meer in die Here nie. En ek wat het gebeur? Dit was regtig nie 'n goeie week nie, was dit. Want Jesus het nie gedoen wat ek wil hê hy moet doen daai week nie. En so maklik val ons in daai plek in, dat ons dieselfde stem word, dat ons sê hy is die koning van die Jode. Maar ons lewe wys dit nie. Of ons glo dit nie. En volgens ek vir jou sê, as jy in daai kategorie val, want kan ek vir sê, jou lewe, as mense na jou lewe kyk, en die beste van alles is, as jou familie na jou lewe kyk, kan hulle sien dat jy kind van God is. As die antwoord nee is, then we got some work to do. En nie in ons eie krag nie. Te sê, Here, kom help my. Ek verstaan dat hierdie jou antwoord is. Dat hierdie weg is. Amen. Is julle by? Soos eers een is ons die wat spot. Is ons die wat spot dryf. Wat is die spot dryf? As ons sê, hy is die koning. Van wat anders is dit? Hoe kan ek glo? Dis soos om weer te sê, ek het die ultimate resep vir julle. Jesus my maat, hierdie resep. Jy het nog nooit in jou lewe sulke kos geproe nie. As jy my glo en dit nooit maak nie, het jy my regtig geglo? Nee, 10-0 nie. Maar as jy regtig glo hierdie gaan die beste wees wat jy ooit in jou lewe gaan jy teendeel te doen. Want geloof eindig altyd op 'n aksie. Dan sê mense maar die Here ken my hart.
Okay, maar hy ken jou aksies ook. Hy ken jou hart, maar hy ken jou aksies ook. Hoe die sodra ek net my hart okay is. Nee my vriend. Die Here sê, you want clean hands and pure hearts. Nie net pure hearts nie. Hy soek 'n wandeling van hande saam met my hart. Maak dit sin vandag? As ons die Here lief het, het ons die dinge van die Here lief in totaliteit. So dis nommer 1. Nommer 1 is, val ek onder die kategorie van 'n spotter. En ek wil vandag vir jou sê, my eie lewe, is toch kere wat ek nie glo soos ek moet glo nie. Wat ek nie reg glo, hy is die een wie hy sê hy is nie. Daar's baie keer wat geloof, baie keer net baie klein is. Ek roep nog steeds uit, maar ek weet nie of daar genoeg geloof is nie. Ek glo nie vas dat hy is wie hy sê hy is, en dat sy weer die beste weg is nie. Want ek wil vir jou sê, maar ek bid en ek kry nie altyd my antwoord nie. Ek wil vir jou sê, die Here gaan nie altyd alles doen wat jy sê nie, want as jy God en hy nie God nie. Dit gaan nie gebeur nie, dit beloof ek vir jou. Ons moet onder hom se bid, nie hy onder ons nie. En of dan maak ons dieselfde fout van die ouens op Palm Sondag. Takke uitgegooi, so excited, wow man, ons het iemand wat ons gaan liberate, ons gaan nie meer slawe wees nie, en dan vat lyk, dis nie kom hy gekom het nie. Hy sê, my koninkryk is van hierdie wêreld, en hulle sê, okay, great, nou is hy nie so great so die voorgekom het nie. Baie keer in ons lewe is dit van, o Jesus, maar die Here het nie alles uitgesort in my lewe nie, soos dan is God nie wie hy sê is nie. Nee my vriend. Dit verander nie wie hy is nie. Hy bly koning oor die heelal. Amen. Is almal by. Nommer 2. En hierdie is ook 'n interessante een. Hy is onskuldig. En ek wil graag hê met hierdie stuk lees in Pilatus, Markus 15 vers 14. As jy maar Pilatus sê vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Hulle skreeu toe nog harder, kruisig hom. En hy sê op 'n plek, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Hy's onskuldig. Hy vind in Jesus geen skuld nie. Maar as gevolg van die druk van mense, draai nog steeds sy rug op Jesus. Baie keer in ons lewens is van, Jesus, ek love die Here, Sondag, halleluja, en jy worship. En baie keer as mense jou van die kant af kyk, sal hulle dink dalk jy skyn heilig, of jy sal self partykeer skyn heilig voel, maar eintlik op 'n Sondag is jy die Gees en jy beleef God en jy sê, wow, Here, jy's incredible. En dan kyk jy in die week en sê, was daai selfde hande wat jy opgesteek het Sondag? Maar eintlik is dit net, jy was Sondag in die Gees en die week loop jy in die vlees. Want op 'n tyd het jy geglo Jesus is onskuldig, maar die pressure van die wêreld raak net so baie dat jy soos okay, kruisig hom maar. Doen maar wat jy wil met hom. Ek gaan nie teen julle opstaan nie, doen maar wat jy wil. Hy het die call gehad, maar hy het nog steeds ja geantwoord, want mense se druk was belangrik vir hom gewees. Ek wil vandag vra, waar moet jy staan vir God, en waar jy toelaat laat druk in jou huwelik, met jou kinders, met jou vriendskappe, in jou werksplek? Waar kom jy op 'n plek waar jy bereid is om ongoddelik te wees? Want jou kind, ek kan net nie na sy gebou luister nie, okay, maar ja, maar jy weet vir jou heilige siel dat dit nie goed is jou kind om te doen wat hy doen nie. Is jy dan besig om die Here te heilig? Of is jy bereid tot die pressure kom en dan sê, okay, doen maar wat jy wil doen? Wat 'n stem is ons? Wat 'n stem is ons? Die volgende een. Nommer 4. Ag, nommer 3, ekskuus. Ek kan nie lekker tel nie. 1, 2, 4. Die persoon, die sondaar, en hier is vir my so cool, is die sondaar aan die kruis. En ek wil graag 'n stuk vir julle lees, ek kan vir hom sit asseblief. Hy sê vir Jesus, dink aan my Here,
wanneer u in die koninkryk inkom. Hy besef vir een oomblik, buite sy sonde, buite sy probleme, buite sy ongelooflike pyn, besef hy dat Jesus is nie net 'n gewone mens nie. En hy sê, Here, hy het die courage om te sê, vergewe my, hy sê, man, alles wat ek gedoen het. Alles wat ek gedoen het. Hoe vra ek om verskoning nou dat ek op 'n kruis hang? En al wat hy sê is, dink net aan my. Dink net aan my. En Jesus sê, jy sal saam my in die paradys wees. Wat het hierdie persoon so incredible gemaak? Wat het dit so significant gemaak, dat hierdie persoon gered is? Want tog lees ons in die woord van God, dat hy sê, nie almal wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van God ingaan nie. Maar hierdie persoon maak dit, want hy besef vir een oomblik, dat al die foute wat hy gemaak het, is nie God se wil nie. Hy besef dat Jesus is die verlosser, Jesus is die oplossing. En vir een oomblik skuif hy sy oë af van homself af. En hy fokus op die een wie Jesus is. En die Here sê, jy sal saam met my in die paradys wees. Jy kan daai stem wees volgens. Jou lewe kan lyk soos 'n gemors. Jou lewe kan uitmekaar uitval. Jy kan my sê, ek is so ver van die Here. As jy weet hoe ek kuier op naweke, as jy weet wat se foute ek maak, as jy weet wat se besluite ek maak, as jy weet hoe ek by die Here dien, as jy weet wat ek in die donker te doen, as jy weet wat ek op my foon doen, sal jy nooit weer dieselfde aan my kyk. Ek wil gou vandag vir jou sê, die Here sê dieselfde vir jou. Kan nie vir een oomblik die fokus op jou pyn en jou seer en jou situasie afhaal en jou fokus terugskuif op Jesus Christus. Want as ek my fokus op Jesus sit, dan begin my sonde kleiner word. As jy my 10 jaar terug gesê het, dat groot volwasse mans wat sulke baarde het, vir my sal sê, ek sukkel met pornografie, help my deur, as ek vir gesê het, jy's heeltemal, want daar's iets van, jy's kranksinnig, daar's iets fout met jou. Geen man sal dit sê nie. Vandag sien ek duisende mans wat sê, ek sukkel met pornografie, want ek wil Jesus kies. Ek haal my oë af van myself. Ek haal my oë af van waar ek mee sukkel. Ek fokus op Jesus. En ons sien deurbraak, op deurbraak, op deurbraak, op deurbraak in hulle lewe. Want die skaamte is nie meer belangrik nie. Is nie van ek hang kaal op 'n kruis, ag kyk shame, kyk wie is ek nie. Nee, daar's iets belangriker en dis die een langs my, sy naam is Jesus. Wanneer ons daai shift maak, dis waar hoop lê. Dis waar hoop lê. Jy kan daai persoon wees vandag. Jy kan daai keuse maak. Nommer 4. Jy kan die laaste stem wees. Hierdie persoon het ook nie geglo op 'n tyd nie. Hy was een van die soldate gewees. En hierdie incredible uitlating wat hy gemaak het. Hy het dit nie gesien toe Jesus op die kruis is, dit was 'n deel van die ouens wat die grappies gemaak het. Inteendeel, Jesus was die een wat teenoor gebid het vir hom en gesê het, Vader, vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Daai gebed was vir hierdie mokker, die grapmaker, die een wat hom vasgenaal het aan die kruis. En toe alles donker word en die voorhangsel skeur en die aarde begin bewe, toe besef hy, en hy sê hierdie woorde, hy sê, en toe die hoof van oor 100, wat al reg voor hom staan, sien, dat hy uitgeroep het, en die laaste asem uitgeblaas het, het hy gesê, waarlik, hy was die seun van God. Vir een oomblik besef hy, dat Jesus is wie hy sê hy is. Ek wil vandag vra, is dit jou stem? Is dit jou stem? Is jou stem dat jy sê, Here, ek weet dat hy is wie hy is, al lyk my omstandighede hoe, al lyk my situasie hoe, weet ek dat dit sal beter wees, hoekom? Nie omdat my situasie verander nie, maar omdat God in my boot is. En dat God vir my is en nie teen my is nie. I will be able to get through this.
Want niemand kan vir ons beloof dat ons lewe gaan smooth sailing wees nie. Inteendeel, die Here sê, sonde het in hierdie wêreld ingekom. En sonde het verwoesting gesaai. Die woord van God praat ook dat die duiwel die prins van hierdie wêreld is. As jy mens maar ook doen die Here nie net alles nie, want hy het eintlik vir ons die reg gegee om te kom doen en ons doen nie. Maak dit sin? Ek sal nooit vergeet nie, ateïs praat my so ruk terug en hy sê my, ja, julle Christene sê dat God goed is. Het jy gesien hoeveel duisende mense, duisende orphans en widows sterf as gevolg van hongersnood? Wat se God is dit? En ek sê vir my vriend, die probleem lê nie by God en die probleem by die mense wat God geroep het wat niks wil doen nie. Want die Here sê kyk na die orphans en die widows en ons doen nie. Dis hoekom hulle honger is. Nie omdat God nie goed is nie, dis omdat sy mense nie luister nie. Dis hoekom dit is. Die rede hoekom daar verwoesting kom in ons lewe is omdat ons klein besluitjies maak wat nie God eer nie. En die Here sê vandag, wil ek hê jy moet heeltemal jou oë daarvan afhaal en verskuif en sê, kan jy weer terugkyk na my toe en sê waaragtig, hy is die seun van God. Want as jy dit sien, weet jy wat sê jy vir jouself? Die galaxies, of jy 'n flat earther is en of 'n round earther is, God hou alles in stand. Amen. God sorg dat alles beweeg. God sorg dat dit reën. Ek sê, ja, maar jy verstaan nie. Ek verstaan hoe die wetenskap werk. Ek ken die een wat die wetenskap gemaak het. Ek ken daai een. Ek verstaan ook bietjie hoe die wetenskap werk, maar ek ken die een wat die wetenskap gedesign het. Julle wetenskap is net 'n afterthought van wat God gedoen het. Dis al wat dit is. Dis al wat wetenskap is. En dis wat ons moet besef is dat wanneer ek sê, ek glo in hierdie God, meen dit, ek glo in the God of the galaxies, ek glo die een wat deur een woord spreek en die hele aarde, daar kom skeiding tussen lig en duisternis. Ek ken die een wat kan spreek en daar kom lewe. En daarom kan ek hom glo as hy sê hy het vir my ewige lewe in 'n plek voorberei. Kan ek hom glo. Want hy sê duidelik vir hulle, ek het nie gekom om my koninkryk op hierdie aarde, dis 'n week terug, dit is eintlik Palmsondag se preek, okay? Het julle geskiep het, nou hoor net so 'n stukkie van hom, okay? Hy kom en hy sê vir hulle, ek het nie gekom om op hierdie aarde te establish nie. So as jy net gekom het om te dink hierdie aarde moet goed wees en hierdie aarde moet wel wees en jy soek God deur hierdie gebroke wêreld te kyk en dan God te soek in die gebroke wêreld, mis jy dit. Jy moet kyk na God wat perfek is, almagtig is, liefdevol is, altyd rein is, altyd heilig is. Dan gaan jy hom vind. En dis wat die Here ons verroep. Kan ons sê, waaragtig, hy is die seun van God. Soos volgende, dis waarmee ek gaan eindig. Jesus, hierdie was seker 'n kortste preek wat ek in my lewe gepreek het. Well done. Maar mag ons uitstap, een van daai 4 stemme, of is die een wat spot, wat sê, ek noem hom koning van die Jode, maar my lewe lyk nie asof hy die koning van die Jode is nie. Ek glo ook nie regtig hy is die koning van my lewe nie, ek glo dit ook nie. Volgende een is, ja, hy is onskuldig, maar maak maar wat julle wil. Doen maar wat julle wil, moenie lyn hou nie. Volgende een is, Here, ek is gebroken en stikkend. Ek het so seer dat ek amper nie kan praat nie. Maar ek sal steeds my fokus op die sit wat ek weet hy is die verlosser. Ons kan daai stem wees volgende. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Jy kan nie hoe afval van jou probleem en terugkyk daarop. Hoe seer jy ook al het volgende en hoeveel pyn jy het, en hoeveel hartseer jy het, hoeveel gebrokenheid jy het, beloof ek jou is dit nie erger as om sulke lang spykers deur die gewrigte geslaan te hê en deur die voete geslaan te hê.
Beloof dit vir jou, ons verdien 10 of minder pyn as dit. Tog kan jy baie naby vir, maar even in dit kon hy sy kop draai na Jesus toe. Sal jy vanoggend die keuse maak om jou kop te draai? Laaste een, kan ons in geloof staan en sê waaragtig waar, hy is die Seun van God. Al het jy hom baie keer ontken in jou lewe. Want daai ou het hom nie geglo nie, hy was teen een van die ouwe dewels wat gespot het. Waaragtig, hy was die Seun van God. Mag ons vanoggend 'n kerk wees, wat die kruis sal sien, as 'n trofee wat ons kan oplig, as oorwinning, wat ons nie behaal het nie, maar Team Jesus het dit behaal. Is jy bereid om deel te wees van Team Jesus? Want jy kan nie 2 spanne wees nie. Baie keer dan sê mense, o nee, ek's 2 spanne, dan gaan wat se span wen. Dit werk nie so in Christendom nie. Daar is net lig of duisternis. Daar is net lewe of dood. Jy moet dit kies.